Hartlike goeiemôre liewe Queenswood gemeente. Ek kyk vir julle en julle lyk vir my mooi vandag. Nee, ek is verras om te sien op hierdie wintersoggend hoe baie van ons is in die kerk vanoggend. Dit maak my hart verskriklik bly. Dis die laaste Sondag van die skoolvakansie. So ek weet nou nie of is dit hoekom julle gekom het nie, want dan is dit nou julle laaste Sondag van vrede, nê? voor die wildtyd intree. Maar daaroor is ons mal en dis vir ons lekker. Maar vandag is 'n besonderse dag en ek wil vir u so welkom sê in die huis van die Here vanoggend. Ons het die voorreg om vandag te deel in 'n wonderwerk in ons gemeente. 'n Volwasse persoon, MJ Prinsloo, gaan vanoggend openbare belydenis van geloof aflê in ons diens. Dit is mos waarvoor ons bid. Dis mos waarvoor ons bid dat die Here werk in ons gemeente, in ons gemeenskap, maar sommer net in mense se harte, reg oor die wêreld. En dis vir ons 'n wonderlike voorreg. So vir MJ en haar familie en vriende baie welkom. Mag dit vir jou 'n geseënde oggend wees. Vir elkeen van u, ek sien hier's 'n paar besoekers en dan is die nuwe lidmate wat ek verneem, wil julle gou julle hande opsteek. Net so 'n bietjie, daar sit hulle. Baie welkom, spesiaal vanoggend. Dis lekker om vir julle te sien. Julle maak ons harte bly. Dankie. En asseblief kom drink saam tee, ontmoet hulle, kuier lekker saam met hulle en laat hulle welkom voel soos wat ons dit doen in Queenswood, nê? As jy eers hier in is, dan wil jy nie hier uit nie, want dis 'n lekker plek hierdie met wonderlike mense. Kinders van die Here. Ons gaan sommer dan vanoggend baie fokus op Psalm 27. Wat MJ se gunsteling teks in die Bybel is. En ons tema vanoggend is in u teenwoordigheid, Here. In u teenwoordigheid. En hier waar ons sit vanoggend, kan ek u waarborg, is jy in die Here se teenwoordigheid. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg vir elkeen van ons. Kom ons groet mekaar sommer, laat julle ook 'n bietjie kan welkom voel, nie net ek nie, maar vir mekaar. Kom ons groet mekaar. Geliefdes, die Here groet jou vanoggend. Welkom in die huis en die teenwoordigheid van ons almagtige God die Vader, Seun en Heilige Gees. Mag hy tot jou hart spreek vanoggend op 'n besonderse wyse. Amen. Ons fotum vanoggend kom uit Psalm 125 vers 1 tot 2. Hulle wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, wat vir altyd vas staan. Jerusalem word omring deur berge. Die Here omring sy volk van nou af tot in alle ewigheid. Dit is die God wat ons aanbid. Ons sal nie wankel nie, want ons God is almagtig en in beheer van 'n onverstaanbare, onverklaarbare groot heilige skepping. Ek wil vra dat ons sommer opstaan en saam sing Liedboek 205. Roan is vanoggend by ons. Roan, 'n spesiale welkom vir jou ook.
jy is ook al familie. So dis vir ons lekker, dat ons na jou kan luister vanoggend, en saam met jou die Here kan loof. Ons staan saam op vir Liedboek 205, bring lof aan die Vader, verse 1, 2 en 3. Kom ons loof ons almagtige Here. Weer 'n bietjie, daar's ons klank terug. Julle weet mos hierdie goed is geen verrassing wanneer ek op die preekstoel is nie, ons is net te bly as die krag aan is. So, dankie Piet dat jy my gered het. Oneindige liefde wat U vir ons het. Oneindige liefde wat U vir ons het. Is dit nie absoluut so aangrypend om te weet dat die Here vir jou so lief het, dat daar letterlik nie 'n einde aan dit is nie. Dit stop nooit. Maak nie saak wat jy in jou lewe gedoen het, hoe goed jy voel, jy doen op die lys van Christen gelowige wees nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit gaan oor die genade en die oneindige liefde
wat hy vir jou het. Ek wil sommer 'n bietjie gesels, vanoggend gaan ons mooi kyk na wat ons sê ons glo. Want ons sit hier in die kerk, en ons behoort aan die NG Kerk vir 'n spesifieke rede. Dit gaan, ek hoop, in die eerste plek, omdat dit is waar die Here jou gestuur het, waar jy veilig voel, waar jy voel, jy die Here aanbid, soos wat jy oortuig is, vir jou reg voel in jou hart, soos wat die Gees jou lei. Dominee Aubrey het laasweek baie mooi gepraat oor die 10 gebooie, nee, wat ons net weer mooi gehoor het daar in Exodus 20, die 10 gebooie, die wet. Ek wil 'n oomblik daar stil staan vanoggend, want ons weet wat is daai lys van al die goeders wat ons nie moet doen nie. Ons weet dit, ons weet wat ons moet doen, dis baie duidelik vir ons gesê van die vroegste tye af. Maar dan kom die Here Jesus Christus in die Nuwe Testament en hy vat dit alles net so mooi saam. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en jou hele siel, en jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Dit is die hele wet. Dit klink so onmoontlik, maar liewe vriende, as jy lief het, as jy mos 'n kind van God is, die God van liefde, dan het jy liefde in jou, want jy het God se Gees in jou. Dan gaan jy nie moord pleeg en nie jou ouers eer nie. Dan gaan jy die regte dinge doen. Want jy het God se liefde in jou hart. En dis hoe hy hierdie hele gebod saamvat om te sê, dis al. Wees liefde, wees lief vir mekaar. Dan is jy my kind. En dis al wat jy hoef te doen. As jy my lief het, en jy het jou naaste lief, en jouself, waarmee ons so dikwels sukkel. Maar God het jou geskep, presies soos wat hy jou wil hê. Jy moet lief wees vir jouself. Hoe kan jy ander mense lief hê, volgens daai gebod, as die gebod sê, wees vir ander lief soos vir jouself? Mag jy dit doen? Mag ons almal God se liefde ervaar en beleef en weet dis joune. Hy het dit vir elkeen van ons gedoen, aan die kruis gesterf, ons sondes vergewe, uit die dood uit opgestaan, vir ons 'n ewige lewe gegee, omdat hy so oneindig lief vir ons is. Terwyl ons so bly sit, kom ons sing saam Liedboek 250 verse 1, 2 en 5. Gods wet vra al ons liefde, en dit is al wat hy van ons vra. Kom ons sing saam.
Kom ons word stil voor die Here. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees. Wat 'n voorreg om vanoggend in U teenwoordigheid te wees. En Here, nie net vanoggend nie, maar elke oomblik van ons lewe op hierdie aarde. Want daar's nêrens waar ons gaan of kan gaan waar U nie is nie. Dankie vir die ongelooflike krag en liefde en genade wat U vir ons het. Here, dankie vir die skrif, U woord, U stem en Psalm 27 wat so besonders met ons kom praat vanoggend. Dankie dat ons kan weet, ons behoort aan U. Ons is U se, Here, nie mekaar se nie, maar ons leef uit die liefde wat ons God vir ons het. Help ons om die woord vanoggend te hoor en te verstaan en uit te leef, Here. Wat 'n mooier lewe kan daar wees as 'n lewe van God se liefde op hierdie aarde. Amen. Liewe vriende, jy moet asseblief nie dink ek huil die hele tyd nie, hoor. Ek het 'n bietjie van 'n allergie, so ek is met tye emosioneel, maar ek huil nie die hele tyd nie. Ek het 'n Allergex gedrink, so moet nie bekommer nie, dit sal stop ernstiger. Net dat jy weet, ek raak meegevoer, maar vandag is 'n goeie dag, ons hoef nie te huil vandag nie. Ons teks dan vanoggend daar uit Psalm 27. Van Dawid. Die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners op my toesak om my lewendig te verslind, ja, my teenstanders en my vyande, struikel hulle self en val. Al sou 'n leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou 'n oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrou. Een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis of dan in die teenwoordigheid van die Here te woon. Om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuilings op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots. Daarom is my kop hoog bo my vyande rondom my. Ek wil met my uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Here besing. Luister tog, Here, na my stem wanneer ek roep. Wees my genadig en antwoord my. My hart ego U woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek op. Moet U gesig nie vir my verberg nie. Moet die dienskneg nie in toorn wegwys nie. U was my helper. Moet my nie verstoot of verlaat nie, God wat my red. Selfs al verlaat my vader en moeder my, die Here sal my aanneem. Here, leer my U pad. Lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Moet my nie oorgee aan die begeerte van my teenstanders nie, want vals getuies het teen my opgestaan en hulle blaas geweld aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie. Wag op die Here. Wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here.
Wat 'n aangrypende, pragtige Psalm. Psalm 27 van Dawid. Dit is mos hoe ons psalms die beste ken, wanneer dit Dawid was wat dit geskryf het. As ons gou weer mooi dink oor die psalms, hoe dit ontstaan het oor duisende jare, verskillende mense wat bygedra het tot die ontstaan van hierdie wonderlike boek in die Bybel. Duisende jare oud. En ons hoor nog steeds dieselfde stem van die Here wat ons duisende jare gelede gehoor het. Psalms is ons asem. Ons haal goddelike asem in en blaas ons menslike kommer, ons menslike angs, ons menslikheid, ons sonde, ons blaas dit uit. En ons ervaar die Here weer op 'n aangrypende manier, as die psalms vir ons goddelike asem gee. Hierdie spesifieke psalm sal jy sien, dit is van Dawid. Ons weet nie wat gebeur in sy lewe nie, maar ons kan agterkom hier is 'n paar dinge wat met hom gebeur. Dit gaan nie met hom goed nie. En ons is nie seker presies wat hier gebeur nie, want daar het so baie dinge in Dawid se lewe gebeur, nê? Dit kon gewees het enige oorlog wat hy gevoer het, kon gewees het sy vervolgers, kon koning gewees het wat hom wou doodmaak. Ons weet nie presies wat met hom gebeur nie, maar ons weet dit gaan nie met hom goed nie. Hy het groot druk, hy voel bedreig, hy praat die hele tyd van sy vyande en hierdie bedrieging. Ons praat mos nie vandag baie van vyande nie, nie hier in Suid-Afrika nie. Ek hoop dat die meeste van ons kan sê, ek het nie 'n vyand nie. Want jy hoef nie een te hê nie. Ons bly nie in 'n oorlog getuisterde land nie. Ons het baie uitdagings in ons land, maar oorlog is nie een daarvan nie. En as ek dink aan 'n vyand, dan dink ek altyd aan 'n oorlog. Dalk het jy 'n ander tipe vyand. En dan wil ek jou sommer vandag sê, of vra, laat dit gaan. Moenie vyande hê op die aarde, wat jou lewensvreugde en jou geloof en jou geluk en jou fokus van God afsteel nie. Want hoekom wil jy op negatiewe dinge fokus, as jy so wonderlike God het, wat jy aanbid en dien? Hierdie Psalm 27 is besonder geskryf. Dit is in 3 dele verdeel, waarvan die eerste dele dan vers 1 tot 6 is. En dit is 'n loflied wat Dawid sing, oor sy vertroue in die Here. Wat hy sê, maar die Here is by wie ek wil wees. Hy het hierdie wonderlike, triomfantelike toon, hierdie lof wat hy sing van die Here. Hy voel, hy het 'n vertrouensverhouding met God en hy sê vir ons wie God is in sy lewe. Ons gaan nou bietjie verder daarna kyk. Die tweede ding wat hier gebeur is, daarvan vers 7 tot 12 af, verander die atmosfeer van hierdie Psalm so bietjie. Dit verander van 'n loflied af na 'n gebed toe. Wat Dawid sê, Here, ek het U nodig. Dis interessant. Hy het 10 versoeke in hierdie tekste van vers 7 tot vers 12, waarvan 5 dan positief is, wat hy sê, Here, doen asseblief dit en dit en dit vir my. Maar dan sal 5 negatiewe versoeke wat hy sê, moet asseblief nie, negatiewe versoeke. Moenie U gesig wegdra van my af nie, moenie laat my teenstanders my oorval nie. Dit is baie mooi om daai balans te sien. En by hierdie gebed moet jy iets hoor. Jy moet hoor, Dawid is besig om met die Here te worstel. Hy ervaar 'n worsteling.
En baie keer maak ons die afleiding, dat wanneer ons worstel, ons nie gelowig is nie. Worsteling is deel van geloof, liewe vriende. Elkeen van ons wat hier sit, worstel met sekere vrae. Hoekom moet hierdie ding met my gebeur? Hoekom laat die Here dit toe? Maar die Here en Dawid sê dit so mooi, as jy worstel, dis oukei, maar bring jou worsteling na God toe. Kom worstel by God. Moenie jou worstelinge die wêreld invat en antwoorde op ander plekke gaan soek nie, want jy gaan dit nie kry nie. En dalk gaan jy ook die antwoorde by God kry nie, maar wat jy gaan kry is vrede. Jy sal berusting vind in die wil van die Here, in dit wat gebeur. Of selfs in die feit dat jy weet, hierdie was nie wat God wou hê nie, want ons sê elke dag omtrent vir mekaar, laat ek jou net herinner, slegte goed wat op hierdie aarde gebeur is nie God se wil nie. Dood, siekte, bekommernis, seer harte, dit was nooit God se bedoeling vir ons as mense nie. Hy het ons geskep in 'n wonderlike paradys. Dit was sy visie vir ons, dat ons daai lewe sal lewe, soos wat dit nou in die hemel is. Maar ons kon dit nie regkry nie. Ons het daai verhouding kom breek. En die sonde het in die wêreld ingekom. En nou gebeur al lelike goed op hierdie aarde. En lelike goed kom nie van God af nie. God is liefde. Lelike goed kom ongelukkig maar die meeste van die tyd van mense af. Alle mense. Julle sal nie glo nie, ook kerkmense. Mense wat kerk toe gaan. Ons kan nie jok daaroor nie. As jy dan hoor aan die begin Dawid se loflied en dan hierdie worsteling, dan moet jy nie dink dis teenstrydig met mekaar nie. Wat gaan nou aan met Dawid? Is Dawid nou, wat gaan aan met hom? Een oomblik besing hy die Here en die volgende oomblik dan klink hy of hy eintlik ontsteld is met God. Maar dit is glad nie 'n weerspreking nie. Dit is ware geloof. Dis deel van ware geloof, liewe vriende, soos wat sonde ongelukkig deel is van selfs gelowiges se lewe. Want ons is net mense. Geloof is hierdie wonderlike samevatting van vertroue, gebed, sekerheid, afhanklikheid. En dan worsteling. Jy kan nooit vir iemand sê wat deur worsteling gaan, sy geloof is nie sterk genoeg nie. Dis juis, hoeveel keer sien ons dit in die Bybel, wat ons geloofsvaders met die Here stry. Waarvan Dawid nou een is, maar dink maar aan Abraham, dink aan Job. Worsteling is deel van geloof. Wat wel sentraal staan in hierdie teks, is die fokus is nie op die vyand nie, maar op die teenwoordigheid van God. Hy smag na hierdie teenwoordigheid van die Here. Hy sê, Here, al hierdie dinge is deel van die lewe. Maar niks wil ek meer hê as om in u teenwoordigheid te wees nie. Dis waar ek veilig voel. Ek weet, al hierdie dinge kan gebeur. Ek verlang nie na veiligheid en sukses nie, maar ek verlang na God self. Soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel na u, o Heer. Hoe
Smag jy na God se teenwoordigheid in jou lewe? Dis wat Dawid hier doen. Hy wil weer God opnuut ervaar. Dis duidelik. Hy voel met tye ver van God af. Selfs Dawid, met tye voel hy ver van die Here af. Jy, ek wonder of iemand sit vanoggend in hierdie kerkgebou, wat nog nooit ver van die Here af gevoel het nie. Wat gevoel het, maar waar is die Here nou? Het voel vir my of hy my nie mooi hoor nie. Ons het al gesê, ons kan nie Gods verlate wees nie, want Jesus Christus het dit van ons af weggevat. Maar ons kan baie keer opgee op die Here. En ons vertroue verloor, omdat die Here nie wil doen noodwendig wat jy wil hê, hy moet doen op die tyd wat jy dit wil hê nie. Hy werk op sy eie manier met ons. Vers 13 tot vers 14 is dan hierdie aansporing tot goddelike vertroue. Wat hy sê, wees sterk. Wees sterk in jou hart en vertrou op God, want hy sal voorsien. Hy sal beskerm. Hierdie aansporing, hierdie aanmoediging om te sê, al gaan jy partykeer deur 'n stryd, vertrou op die Here. Hy is vertrouenswaardig. Sien, geloof begin by wie God is. Nie, ek is sterk, ek kan dit regkry op my eie nie. Begin by God se wonderlike, oneindige liefde en genade vir ons as sondige, gebroke, swak mense. Niemand ken ons beter as hy nie. Hy weet wie ons is. Hy praat dan uit hierdie beeld wat hy gebruik, eintlik 3 beelde, waarvan die eerste een is, God is my lig, want God wys vir hom die pad. God wys vir hom die pad, hy wys vir hom, hy vat die donker weg, die lig, die eerste beeld. En die tweede beeld is dan hierdie heil. God is my heil, my verlossing, my redding. En derdens, hy is my lewensvesting, my beskerming. Hy beskerm my en hou my veilig van my vyande. Al vervolg hulle my, al gebeur daar slegte dinge, God het my nog altyd beskerm. Hy bely, hy is nie sterk genoeg nie. Maar hy bely, ek behoort aan die Here. Ek is die Here se kind en ek vertrou op hom en op hom alleen. Geloof soek dan vir God meer as gawes, meer as jou eie vermoëns. Jou geloof behoort jy soos Dawid in die eerste plek soekend te wees na God self, na God se teenwoordigheid. As jy nie weet wat om te bid nie, dan bid jy dit: Here, ek smag na U. Net dit. Ek wil met U wees. Ek wil tyd met U spandeer. Was vir my so mooi vanoggend voordat ons gebid het, Tannie Karen was vroeg hier vanoggend in die konsistorie. En sy het gesê, ek wil net bietjie alleen tyd met die Here kom hê. Ek hoop jy daai alleen tyd met die Here in hierdie tyd waarin ons leef, liewe vriende, want ons lewe is vol en besig en niemand kan dit ontken nie. Maar jou eerste prioriteit is ek in die teenwoordigheid van God. Hy is hier. Dit is 'n gegewe. Die vraag is, waar is jy? Hy gaan nie weg nie. Maar waar is jy?
Probeer jy weghol? Probeer jy op ander dinge fokus? Of fokus jy op ander dinge, eerder as op die Here? Soek God in die eerste plek. Hy vra net een ding, hy vra nie vir 10 dinge nie, hy vra nie dat sy probleme verdwyn en sy angs en sy vyande nie. Hy vra, Here, ek wil by U wees. Ek wil weet U is by my, ek wil U ken. God self, ek wil U ken. En hoe ken ons die Here? Deur tyd met hom te spandeer. Sy woord, om te luister. Dit is vir my nogals erg om te sien hoe min van ons, en ek praat nou nie van stilte tyd oor die algemeen Bybelstudie en daai tipe ding nie, ek praat van letterlike stilte. Stilte is vir baie van ons 'n probleem. Daar's party mense, en veral praat ek nou van die jonger generasies ook, wat as daar nie musiek speel nie, dan is die TV aan, of die telefoon, of sommer alles gelyk. Maar ergens hoor jy God in die stilte. En as ons nie tyd maak vir stil wees nie, dan gaan jy dit nie ervaar nie. Want jy ervaar God in daai stiltes. Dis hoekom die natuur altyd so wonderlik is vir my. As ons daar in die wildtuin is, in die stilte van die natuur, of ons kyk so uit oor die see, dan voel jy mos die Here se teenwoordigheid. Jy voel dit, want jy raak rustig. Jy raak stil. Jy kan hom hoor. Die res van die tyd wil ons hom nie hoor nie. Wil ons nie stil word nie. Maak tyd vir stilte, vir stil wees, en om net 'n bietjie jou aandag op die Here te vestig. Dis hoekom MJ, lidmaatskap en tradisies in die kerk of in enige plek, dit is nie waaroor dit gaan nie. Ons doen dit vir spesifieke redes wat ons nou mooi sal hoor. Maar die enigste rede hoekom ons dit behoort te doen, is om te sê, ek behoort aan God. Ek behoort aan die Here. Geloof hou aan bid, selfs as die antwoorde uitbly. Selfs as die Here nie vir jou antwoord op dit wat jy vir hom vra nie, dan hou Dawid aan bid. Tydens sy worsteling, tydens sy vervolging, hy hou aan bid, want dis wat 'n gelowige behoort te doen. Partykeer bid ons juis in die moeilike tye. Ons vergeet om te bid wanneer dit goed gaan. Maar mag jy as gelowige weet, dat gebed jou tyd met God in alles vas staan. Bid, praat met die Here. Soveel soos wat jy wil. Sterk geloof bid nie net nie, dit vra ook. Baie keer wonder ons, mag ek dit van die Here vra? Mag ek vir die Here vra, hierdie geliefde van my wat so lank op hierdie siekbed lê, mag ek vra dat die Here hom kom haal? Mag ek vra dat die Here my beskerm vanaand as ek in my bed lê? Jy kan enige iets vir die Here vra, maar onthou met wie jy praat. Want as jy dit van hom vra, is dit omdat hy die een is wat dit kan doen. En as hy dit dan nie doen nie, moenie vir hom kwaad wees nie. Dink altyd eers, wie het wat gedoen? God doen nie lelike goed aan geen mens nie. Dis nie sy wil nie. Dis nie wie hy is nie. Hy is liefde.
As God dan ver van jou afvoel, dan eindig hierdie Psalm van Dawid nie op 'n wanhoopige plek nie. Hy eindig nie in wanhoop nie. Hy eindig en hy sê, wees sterk. Wag op die Here. Hy kon net sowel gesê het, wees sterk en geduldig. Wag op die Here. Die vrug van die Gees wat praat van, ons moet geduld hê. Geduld, wys my gou vir wie is 'n maklike ding? Wie van julle is baie geduldig? Ek sien nie baie hande nie, ek gaan dit vir julle regtig sê. Nee, en die hande wat ek sien, het ek my bekommernisse oor. Onthou, ons mag nie in die kerk jokkie, nee? En ook nêrens anders sê. Jy moet geduldig wees met die Here. Die Here is geduldig met jou. Dit is die moeilike deel. Dit is die moeilike deel, want ons is nie geduldige mense nie. Maar jy kan geduldig word. Jy kan liefde word. Jy kan vriendelikheid word. Hoekom? Want dit is nie jy wat jou lewe leef nie, liewe vriende. Dis jy met die Heilige Gees in jou hart. Jou identiteit is jy God se kind. En dan word God se karakter joune. Het gaan altyd vir jou voel of jy probeer en dit nie reg kry nie. Maar jy gaan beter word. Ek beloof jou. As jy bid vir geduld en jy oefen dit, dan word jy beter daarmee. Tot op 'n plek wat jy dit spontaan half reg kry. Wat jy rustig raak en weet nie wat ek nou voel nie. Dit wat die Here nou van my wil hê. Voordat jy sommer opspring en paar dinge aanvang. Mag ons dan weet dat ons lewe op hierdie aarde is 'n wagtyd. Dis 'n wagtyd op die koms of die komhaal van die Here. Wanneer hy ons kom haal, of dit nou deur sterfte is of met die wederkoms, dis 'n wagtyd. Ons is in 'n wagkamer, maar dis nie 'n passiewe wagtyd nie. Dis nie 'n passiewe plek om te wees nie. Wagtyd is nie passief nie. Wagtyd is vertroue. Dis vertroue op die Here. En jy kan vertrou, want jy behoort aan God. Amen. Ek gaan vra dat terwyl ons so bly sit, voordat ek dan vir ons as gemeente gaan vra om op te staan en ons geloof saam te bely in die apostoliese geloofsbelijdenis, sing ons terwyl ons bly sit hierdie lied van my enigste troos is dat ek aan die Here Jesus Christus behoort. As ons klaar gesing het, dan gaan ek vra dat ons almal opstaan vir die belydenis. En dit kan sommer spontaan gebeur. Want ons kan nie sê, liewe vriende, as daai jong vrou vanoggend haar geloof kom bely, wat sy glo, behoort te wees wat jy glo. Ons glo dieselfde ding. Ons glo na duisende jare dieselfde as wat Dawid geglo het. Mag ons weet, ons teenwoordigheid, God se teenwoordigheid in ons lewe. Ons behoort aan die Here deur sy genade.
Kom ons sit so, dan sing ons saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. MJ, jy kan sommer vorentoe kom, dankie. Jy kan net hier voor kom staan. Liewe vriende, ek wil net 2 dinge sê voordat ons oorgaan na die formaliteit toe. Hierdie jong dame is 'n absolute getuienis en getuie van die goedheid en die grootheid en die genade van God. Die feit dat sy lewe, die feit dat sy so ongelooflike sukses van haar lewe gemaak het, wie sy is 'n wonderwerk. As jy haar lewensstorie hoor, dan kry jy hoendervleis. En dan weet jy, dit is net deur die genade van die Here. En wat jy hier sien,
is 'n wonderwerk. Moet haar nie onderskat nie. Sy is baie intelligent en baie sterk. En sy is baie sterk, omdat sy baie sterk is in haar geloof. En ek dink, een van jou wonderlike gawes, MJ, is die feit, dat sy dink, soos wat sy haar geseënd is met intellek, dink sy oor God. En sy dink oor die Here, en sy is besig met hom, en sy wil weet. En nou is dit wonderlik om te kan sê, hierdie dag het aangebreek. Wat sy openbare belydenis van geloof kan aflê. Liewe vriende, die openbare belydenis van geloof is ingestel aan God se verbondskinders, om vir hulle die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeenskap rekenskap te gee van hulle geloof. Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle met die mond bely, wat julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat julle maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van die kerk, om te volhard in die gebed en op God op alle terreine van die lewe, deur woord en daad te verheerlik. Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle verklaar dat dit julle opregte voorneme is om hierdie belydenis dan volhardend uit te leef en steeds daarin te groei. Dit is vir jou, MJ, maar dit is vir elkeen wat hier sit. En soos ek dan vir haar die volgende vraag vra, antwoord hierdie vraag in jou hart vir jouself. Ons het 'n lang pad gestap en ons sê die oortuiging dat MJ die Here ken en dat sy weet hoe goed hy haar ken. Dat sy haar geloof vandag publiek kan bely. Ek vra vir jou die volgende vraag, MJ. Ten eerste, glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Ten tweede, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en in alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En ten slotte, beloof jy dat jy jou onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Wat is jou antwoord hierop? 'n hard en duidelike ja. Mag jy jou ja ook uitskree in jou hart. Dis die God in wie ons glo. MJ, op grond van die Here se genadesverbond, verklaar ek dan hiermee dat jy 'n belydende lidmaat is van die Nederduits Gereformeerde Kerk van Queenshoek. Mag jy die goeie wedloop van geloof al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Jy lê hierdie getuienis voor baie mense af. Nie net omdat jy besluit het nie, maar omdat God jou gekies het. En liewe vriende, gemeente, dan is dit ons plig om vir haar te sorg en om te sien as 'n lidmaat van hierdie gemeente. Om haar te verwelkom en vir haar te laat voel, ons is lief vir jou. Soos wat Christus jou eerste lief gehad het. Ek gaan vra dat Celia saam met my vorentoe kom en dan gaan ons net vir haar ietsie oorhandig en vir haar geluk wens. En dan gaan ek vra dat terwyl ons dit doen,
ons as gemeente opstaan en Liedboek 268 sing, laat Heer u seën op haar daal. Ek wil vra dat ons sommer staan as ons dit doen. Dankie. Dankie. Baie trots op jou, hoor jy? Ons kan dan nou oorgaan na kollekte toe en onthou asseblief as jy verjaar, steek jou hand hoog op, want dis 'n gebruik in ons gemeente, as jy verjaar, dan bring ons vir jou 'n kaartjie en ons sê vir jou vier die lewe. Geluk met jou verjaarsdag. MJ, en jy gaan ek ietsie anders voorbring wat niemand anders mag kry nie. OK. Kom, ons dien die Here met ons offergawes. MJ, na afloop van die diens, kom net vorentoe, want ek het nou nie, ek is te bang iemand onderskep jou geskenkie daar agter. So, kom net bietjie vorentoe na die tyd. Ons doen sommer gou die afkondigings, liewe vriende. Die skool begin hierdie week. Dit is 'n oorwinning vir party en vir ander 'n groot straf. So, dis nie vir julle 'n straf, ek kom nou. OK, het voel vir my dit is dan 'n straf vir meer van ons as wat ek gedink het, maar
Mag dit 'n voorspoedige kwartaal wees vir almal en ek hoop julle word betyds wakker en kom gou weer in roetine, want dit is nogals nie so maklik om weer in die ding te kom nie, nê. Dit vat ons gewoonlik 'n rukkie. Hou sommer jou oog daar op die afkondigings, daar's 'n paar dinge wat gebeur hierdie week. Ons is weer back to normal, soos wat hulle sê. So, kalender en die afkondigings, dan sal jy presies weet wat gebeur wanneer. Verjaarsdae het ons hanteer, maar hier's een dame, Toneel, steek bietjie hoog op jou hand. Sy wil nie nou nie, sy's nou skaam, maar sy het 3 weke lank seker gemaak, ons weet sy verjaar hierdie komende week. En as ons gemeentekind, nee, wil ek sommer sê, Toneel, jy is vir ons 'n voorbeeld van hoe ons almal moet opgewonde wees oor ons verjaarsdag. Die Here het vir jou lewe gegee. Vier dit. Jy gaan 'n wonderlike mooi verjaarsdag hê, Toneel, ons gaan seker maak. En dan so ook vir elkeen anders wat hierdie spesiale week, of hierdie week 'n spesiale verjaarsdag vier. Ek sal nou oorgaan na die gebedsversoeke toe. Ek wil sommer net vir almal, vir die nuwe intrekkers verwelkom. Bes MP, is sy hier vanoggend? Hier sit sy hier voor my oë. Tannie Bes, baie welkom, amptelik, dit is op die blaadjie. Al die nuwe lidmate, julle name sal nog op die blaadjie kom, in die nabye toekoms, maar ek wil vir julle welkom sê. Ek het 'n paar van julle gesien vandag. Tannie Bes, vandag is Tannie se amptelike verwelkoming. Ja, en dan kan ek sommer vra na afloop van die diens, as Tannie konsistorie toe kom, net vinnig, dat ons vir haar 'n gebed doen. Tannie Karen, ek sal dit waardeer. Dankie. Kerkraadsverkiesing volgende week. Vandag het ons hierdie wonderlike voorreg van 'n volwasse persoon wat belydenis van geloof aflê. Volgende week, dis die wonderlike voorreg om 'n paar ouderlinge in die ampt te bevestig. Ek hou hulle vir die laaste keer aan julle voordat hulle dan bevestig word. Dit is Willem Kotse, Heinz Gotchik, Pieter de Villiers en Anton Roux. Karen het aanduiding gegee dat sy nie op hierdie stadium haar ouderlingskap gaan aanvaar nie. Ekskuus, my tongknop is seker die allergics wat inskop. So, ons dink aan julle, in julle voorbereiding, en julle oortuiging, en die Here wat by jou is, en vir jou gesê het, ek roep jou vir 'n spesifieke taak, dat jy weet, hierdie is nie net iets wat jy voor ja sê nie, dit is 'n roeping op jou lewe. Dominee Karel kom amper terug, ek is verskriklik bly. Nee, want dit voel vir my as hy weggaan, of daar dubbel soveel drama in ons kerk is. Nee, dit was 'n wille tyd, in 'n moeilike tyd vir ons gemeente en dis waar ek dan gaan stop met ons afkondigings vanoggend, is ons gebedsversoeke. Liewe vriende, daar is 'n lang lys van mense wat al 'n geruime tyd op die lys is, maar ook 'n klomp nuwe name wat in hierdie kort tydjie bygekom het. En as jy op die gebedslys is, dan is dit 'n ernstige saak. Want dan het jy nie 'n verkoue nie. Dan is dit iemand wat regtig nie gesond is op hierdie stadium nie. Of dit nou 'n operasie is, of 'n siekte, of wat ook al. Ons dink en ons bid baie spesifiek, dat die Here vir hulle krag en rustigheid sal gee. En dat hy vir hulle sal genesing bring, vir die wat genees moet word. Dat die Here in elkeen van hulle se harte werk, daar waar jy lê. Want dit is, terwyl jy daar lê, wat jy so besig is met die Here, en die Here so besig is met jou, maar dis vir niemand lekker nie. En ons behoort dit te weet. Meeste van ons kan nie stil sit vir 'n paar minute nie. Hoeveel te meer as jy vasgekluister is aan 'n bed vir 'n geruime tyd. So kom ons hou hierdie mense voor.
en ons bid regtig in die besonder vir elkeen van hulle. Ons het saam met dit 'n klomp sterftes gehad die afgelope tyd in ons gemeente. Van hulle mense wat nie kon wag om terug te gaan na die Here toe nie. Mense wat gebid het vir verlossing van hulle siekte, wat by die Here wou wees, en ander baie skielik en onverwags so. Ek hou voor dat ons innig meegevoel met die familie van die volgende lidmate wat oorlede is. Oom Tinus Theart, sy erediens is dan eerskomende Vrydag vanuit ons gemeente. Antoinette Herbst, en dan Jeanette of Janetta Potgieter, wat vir ons 'n groot skok was, liewe vriende. Sy is 'n jonger dame, wat 'n baie onverwags verlede naweek 'n hartaanval gehad het en baie skielik oorlede is. Ons het haar gister, haar lewensviering gehou, nie gister nie, eergister, hier in ons gemeente. En op daai noot wil ek dan vra vir Nanti, haar man, wat hier is vanoggend. Julle ken hierdie familie baie goed, dis Annelies, wat ons gemeente se rekenmeesters is, se moeder, en Nanti, haar man, is hier vanoggend, en hy het gevra, hy wil sommer net 'n bedanking doen vandag. Nanti, druk net daai knop voor jou, laat is hy aan. Dankie. Liewe gemeente NG Kerk Queenswood, ons was hier in hierdie gemeente gewees van 2014 tot 2020, of 2020. Ons is toe weg, en ons sou nou eers weer teruggekom het. Ons is in transiet toe om terug te kom Pretoria toe, van Potchefstroom af. Dankie dat ek vanoggend 'n kaartjie van gelukwensing vir haar verjaarsdag wat Vrydag was, kon ontvang. Romeine 12 vers 12, verbly julle in hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. " 53 jaar was ons saam. Sy sou dan Vrydag 71 geword het, en sy is op die 10de Julie, het sy ons gegroet. Ons is hartseer. Maar, ons besef dat daar groot genade ook is. Daarom wil ek in besonder vir Dominee Karel bedank, dat hy die aand van die 10de Julie by ons aan huis ons kon vertroos het en bygestaan het. In besonder vir Anien, wat vir ons ook gefasiliteer het in die week wat verby is, en vir ons die diens pragtig voorgehou het. Dankie aan Susan Koster, Annelie wat die orgel vir ons gespeel het, en besonder die afsluitingsgedeelte, was uniek en besonders. Dankie ook dan vir Gerard, wat vir ons die klank gedoen het, Gerard. Dankie ook vir die sekuriteit. Ons waardeer ook die dames wat vir ons die tee geskink het. En daarmee saam wil ek ietsie met julle deel, as ek mag. Ons kom uit 'n militêre omgewing uit. So my hele familie was blootgestel aan militêre omgewing, en die paadjie wat ons geloop het oor jare, tot nog onlangs toe, want ek was 10 jaar ook by die militêre veterane betrokke gewees. En ons het 'n maand plus gelede het ons besluit, nadat ons afgetree of uitgetree het van dit ook,
dat ons 'n bietjie vakansie gaan hou. En toe het ons gery Koffiefontein toe na my oudste suster. Ons het daar lekker gekuier. En toe het ons Pretoria toe gekom om hier by die kinders te wees en die kleinkinders. En snaaks genoeg, sy wou Durban toe gaan, want sy kom van Durban af. En van haar matriekvriendinne is daar, maar sy het besluit, ons gaan nie Durban toe nie. Ons moet Koffiefontein toe gaan. So op 'n manier het die Here haar voorberei en gerig om afskeid te neem van die naby familie. En ja, ons was hier in Pretoria toe dit gebeur het. Daarmee saam, soos ek sê, ons kom uit 'n militêre omgewing uit, was ons blootgestel aan 7 oorloë. Angola, Suidwes, die binnelandse onluste, toe ek Afghanistan toe, Somalië, Suid-Sudan. En in 2016 toe sê die familie pa na my huis te kom. En God het my toegeroep om sy soldaat te wees, soldaat vir Christus. En oor hierdie jare het God my begelei en ek wil die volgende afsluiting doen. God het my geleer van gebed. En die diens vanoggend is vir my nie toevallig nie. God het my geleer ook geloof. Dit help jy bid en jy glo nie. God het my geleer dat ons ook gehoorsaam moet wees. Dat ons ook geduldig moet wees. En dat ons die genadegawe moet ontvang. So wanneer ons 'n gebed doen, moet ons glo. Ons moet gehoorsaam wees, ons moet geduldig wees, ons moet besef dat daar groot genade is vir elkeen van ons, onbeperk, gratis, verniet. Maar dan moet ons genesing vind in onsself. Ons moet genesing vind met ons broers en ons susters in wie ons in konflik is. En dan laastens moet ons bereid wees om te getuig. Ons moet 'n lewendige getuienis vir God wees. En ek noem dit G tot die mag 7. Baie dankie. Ek waardeer julle vriendskap, julle liefde. En ek wil dan afsluit om vir my familie, my vriende en kennisse dankie te sê vir hierdie tyd van ondersteuning. Waardering, dankie. Dankie Nanti. Ek wil noem dat ons verlede jaar hulle dogter Tanya begrawe het op Paasnaweek, wat aan kanker gely het, en dat hierdie familie in die laaste jaar vele kere deur dood geraak is. En ek gaan dan vra dat ons, as ons sê, ons glo in die ewige lewe, wat ons almal vandag saam bely het. As ons dit nou gaan sing, wanneer ons afsluit met die Onse Vader, Roan, ek gaan vra dat ons nie vandag die Amen speel nie, ons sluit af met die Onse Vader, nadat ons die seën van die Here ontvang het. As jy dan die Onse Vader sing, dan sing jy dit met die oortuiging, omdat jy dit glo. Jy het dit ontvang. Glo dit. Leef uit dit wat jy glo. Jou geloof is die antwoord in jou liefdes God op enige vraag wat jy mag hê. Kom ons ontvang die seën van die Here. Geliefdes, mag jy bewustelik in die teenwoordigheid van God leef en God se teenwoordigheid in jou lewe elke oomblik ervaar. Amen. Kom ons staan dan saam op en ons sluit af met
die Onse Vader. Dankie.